Wanneer ons veral met kindertjies praat of mense wat graag wil verstaan wat bedoel ons met die drie-eenheid van God, hoe moet ons dit verstaan, dan maak ons dikwels gebruik van beelde. Want dit is iets moeilik om te kan beskryf en die Here help ons ook. As ons in die woord kyk, dan sien ons hy gebruik ook beelde, die woord gebruik beelde om vir God te verstaan, sy karaktereienskappe, die goeie herder, die Vader. En een van hierdie beelde wat ons gebruik, as ons na die drie-eenheid verwys, ek weet nie of julle al so iets gesien het nie, maar dis hierdie Kersfees kiertjies, candy canes, wat gewoonlik 3 kleure het. Nou, ek weet nou nie of my kleure reg is nie, maar is gewoonlik 'n wit en 'n rooi en 'n groen, wat so verweef is met mekaar. Een kierie, maar 3 verskillende kleure of geure. En elke geur proe bietjie anders. Maar ek kan op geen stadium sê, weet jy wat, ek wil net die groen hê nie. Of ek wil net die wit hê, of net die rooi hê nie. Want dis een kierie. Een God, 3 persone. Ek weet ons gebruik ook baie keer hierdie beeld van water. Ons het water en ons het ys en ons het 'n wasem. Om te verduidelik, dis een, maar dis 3. Die drie-eenheid. En ek dink wat belangrik is daarvan is wanneer ons praat oor die vrees van God, dit is ons nou ons tema gedurende hierdie tyd, dan is dit belangrik dat ons nie net in die vrees van God vaskyk alleen nie. Julle sal onthou in die begin het ons gesê, die teenpool daarvan is ons kyk net vas en God is so liefdevol en aanvaar alles en alles is net te wonderlik. Dit is belangrik dat ons na al die kwaliteite van God kyk. Ons sien die liefde, die genade van God, maar ons sien ook die vrees vir God. Ons sien dat hy hierdie Vader is wat hom ontferm oor sy kinders, maar ons sien ook dat hy die regverdige regter is. En so is dit ook belangrik dat terwyl ons verder reis in hierdie reeks, dat ons ook 'n voller beeld kry. Ek doen dit nou spesifiek na aanleiding van 'n gesprek wat ek gevoer het met iemand. En dit is interessant hoe mense verskillende goed hoor. Die persoon het 'n ervaring gehad, lang gelede, van hoe daar baie gefokus was op vrees vir God, en God is kwaad vir jou. En dan praat jy weer met 'n volgende persoon, en die belewenis was dat God is net liefdevol, en alles word aanvaar onder die son. En so het ons mekaar ook gesê, ek dink gister, dat sou jy 'n brief kry, 'n belangrike brief voor jou, is dit belangrik om beide kante te lees. Het is belangrik dat ons die voller prentjie sien, al die kwaliteite, heilige kwaliteite van God. Ek wil graag hê dat julle die oë sluit, en terwyl julle oë toe is, wil ek graag vir julle 'n teks lees uit Jesaja 40, 12 tot 18. Jesaja 40, 12 tot 18. En terwyl ek hierdie teks lees, probeer bietjie dink oor die antwoorde, die vrae wat gevra word. Wie het die water in die holte van sy hand afgemeet? Met die breedte van sy hand, die maat van die hemel bepaal. Met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet. Met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy, dat die hom tot insig sou bring, en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom, dat hy met insig kan optree?
Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle so stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? Here Jesus, so dikwels vergeet ons hoe groot U is. Here, so dikwels, Here, wil ons U tog net pocket size hê, om te kan ronddra, Here, as daar nood is, en opsie A, B en C werkie uit U, dat ons op U knoppie kan druk. Here, vergeef vir ons, wat ons weet nie wat ons doen nie. Here, as die engele uitroep, heilig, heilig, heilig. Here, hoeveel te meer. Vader, ons bid nie vir 'n emosionele oomblik nie. Ons bid nie vir 'n weerligstraal uit die hemel nie. Maar ons bid vir 'n diep, intieme verhouding met U. En vir harte wat U vrees. Here, spreek nou. Laat ons luister. Amen. Nou, ek wil vir julle sommer so vra, ek hoor daar so hoesie hier en daar, dis nou waar ons nou moet bieg en moet eerlik wees. Wie van julle was nou die laaste tyd, of is miskien nog so bietjie onder die weer, so effens van 'n kuggie en 'n siekerigheidjie. Ek is ook besig om daai karretjie te ry, wat dit gaan bietjie beter, dan gaan dit weer slegter, en dan loop die neus weer, en dan hoes jy weer, en dan is jy weer beter. En so is dit belangrik dat ons na ons gesondheid kyk, en seker maak ons doen wat nodig is om gesond te bly fisies, né? Maar geestelike gesondheid, om geestelik gesond te wees, is mos net so belangrik. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Die dokter sit daai temperatuurmeter onder jou tong en dan sê hy vir jou hoe siek jy is of jy nog alright is. Maar geestelik, as ons geestelik kon meet, is ons gesond of is ons siek? En dit is nie moeilik om geestelik gesond te wees nie. Om geestelik gesond te bly, vra dat ons in God se teenwoordigheid wandel. Om geestelik gesond te bly, vra dat ons in God se teenwoordigheid wandel. Nou wil ek vir julle 'n vinnige storieetjie vertel. So ek en my vrou is nog nie baie lank getroud nie, en daar's mos nou 7 sakke sout wat jy moet eet, maar daar's iets wat jy kan doen om die proses vinniger te maak. En dit is, jy koop vir jou 'n Labrador. Want ons het nou 'n Labradortjie gekoop, hy's nou net meer as 'n jaar oud. En ek weet toe ek nou ook hier in Swakop begin het vele mense vir my gesê, "Jesus, maar jy lyk dan te jonk vir 'n dominee." Mense sê dit nie meer vir my nie. Na daai hondjie, ons het baie skade, baie houspype is stikkend, baie balle is stikkend, baie goed is opgekou en gebreek, kussings opgeskeur. Maar so het dit gebeur dat ons bietjie vakansie het en ons is weg, en ons het so 'n kamera wat nou by die huis, ons kan op die fone kyk wat aangaan. En ons het nou 'n mooi tuintjie geplant, blommetjies en alles, en ons het van hierdie plastiek mesh, hierdie heiningkies, so om hierdie drade gespan, want die hond sal ons nou nooit daaroor klim nie. En terwyl ons nou weg is,
kyk ons op hierdie kamera en ons sien hierdie hond en hy staan met hierdie plastiek mesh so tussen sy tande en hy ruk dit so. En jy kan praat op hierdie kamera en ons skree aan die ander kant, sê ons vir hom, los die goed. En dan kyk hy so in hierdie kamera en dan draai hy, skeer hy daai goed so op. Dit het so aangegaan en hy wou net nie leer nie en wil nie luister nie, dat drastiese stappe geneem is. En nou is ek seker, 'n klomp van julle gaan my nou oordeel daarvoor, maar ek kry toe 'n ding in die hande. Dit is 'n toutjie wat jy span. Jy span hom soos 'n heining, toutjie, maar binne in hom loop daar 'n fyn staaldraadjie. En dan is daar 'n masjienkie met 'n sonpaneeltjie op. En wat nou gebeur is, hy laai per dag. En as jy nou naby in daai tuin kom en jy vat in daai draadjie, hy gee vir jou so effens van 'n knypie. Nou dit was nie 20 sekondes nie, toe die hond nou sy eerste knypie gekry, homself sopnat gepiepie, en dit het nou gelukkig nog nie weer gebeur nie. Maar wat nou interessant is, wat ek nou oplet, is, jy hoor nou hierdie paneeltjie, of die masjienkie, as hy nou gelaai is, hoor jy nou hoe hy die impulse deurstuur, hoor jy nou heeltyd. Miskien is daar van julle wat elektriese heining het, wat ook daai impulse hoor. Maar op 'n kol, dan begin daai impulse al stadiger raak en al sagter raak. En wat gebeur, is daai sonpaneeltjie kry nie meer volle son nie. Daar's of blare in die tuin wat oor hom groei, of daarso is bietjie stof op die paneeltjie, maar hy kry nie goeie son nie. En dan is dit belangrik om daai meganisme te skuif, dat hy goeie son kan kry, dat sy batterye weer kan laai, want stadig maar seker verloor hy sy krag. En die ding is, jy kom dit ook nie in die begin agter nie. Jy is mos maar gewoond aan hierdie impulse. Gewoonlik kom jy dit agter, as dit nie meer daar is nie. En so is dit belangrik, met hierdie beelde gedagte, vir ons om geestelik gesond te bly, geestelik gelaai te bly, is dit belangrik, dat ons in die teenwoordigheid van God wandel. Is dit belangrik, dat ons paneeltjies genoeg son kry. Nou, ons het gister gepraat dat om God te vrees, gaan gepaard met 'n intieme verhouding met hom. En daarom is hierdie vrees nie 'n skrikmaak vrees nie. Dis nie 'n masker wat ons opsit en boe, iemand bang maak nie. Dis 'n vrees, 'n andersheid, 'n heiligheid, wat ons intrek. 'n Vrees wat eintlik maak dat ons bang is om uit God se teenwoordigheid uit te gaan. 'n Vrees wat ons eintlik hoor by Moses, Here, as U nie saam met ons gaan nie, as die teenwoordigheid van God nie saam gaan nie, dan bly ons net hier. 'n Vrees wat ons sien by Moses, daai brandende bos, julle onthou, ken of het so mooi raak gesien. Dis vreemd, dis anders, dis heilig, sken dit nie. Maar dit trek jou in, dit trek jou nader, dit jaag jou nie weg nie. Ons het vele beelde gebruik, die een was van daai branders wat jou so toevou, maar die water is nie koud nie, dis warm. Ons het beelde gebruik van hierdie leeu en sy welpie, hierdie groot sterk leeu wat lewensgevaarlik is, maar vir sy welpie is hy die bron van veiligheid, beskerming, goedheid. Dit is belangrik dat ons paneeltjies die son kry. Het is belangrik om geestelik gesond te wees, om in die teenwoordigheid van God te wandel. Maar nou is daar ook 'n vraagteken agter teenwoordigheid van God. Wat bedoel ons daarmee? En ons bid dit baie keer en sê, Here, kom vul hier tog met die magtige teenwoordigheid, of ek verlang na God se teenwoordigheid. Maar wat bedoel ons daarmee? Want ons weet tog, God is almagtig, ja, en hy is alwetend, maar hy is ook alom teenwoordig. So wat bedoel ons as ons sê, ons soek God se teenwoordigheid, want God is hier. Dis mos nou nie asof God nie regtig hier is nie. En nou kan julle 'n bietjie daarin dink, en dit is dalk nou 'n algemene voorbeeld, dalk is daar van julle wat dit nou al beleef het of raak gesien het, hierso staan 'n tafel.
Nou as 'n gesinnetjie om tafel sit, ma en pa en dan ouma en oupa en hier sit die tienerkindertjies ook om. Almal is teenwoordig, né? Maar die tienerkinders is op hulle foon en ouma en oupa is besig om koerant te lees en blokkies raaisel in te vul en pa is hier op 'n oproep met sy baas en ma is besig om, jy weet, die kos aan te dra. Hulle is teenwoordig, maar hulle is ook afwesig. Dieselfde seker wat julle kry, die wat onderwysers is in die klas en al die kindertjies is daar, maar soms is hulle net regtig nie daar nie. Julle het al so iets beleef? Wanneer ons praat van die teenwoordigheid van God, en ons smag na God se teenwoordigheid, dan smag ons na 'n ontmoeting. Ons smag na daai intieme verhouding. In Engels en terapie het hulle baie keer gepraat van 'n healing through meeting. Genesing deur ontmoeting. Ek genees in die binnekant, geestelik, as ek die Here ontmoet. En daarmee bedoel ons nie dat God weg is nie. Daarmee bedoel ons dat ons smag na daai intieme verhouding. Het julle al beleef dat, miskien toe julle self op skool was, en die juffrou staan voor in die klas, of die skoolhoof staan, dan is nou 'n saalopening, hy staan dan, die kindertjies praat en gaan te kere, en hy bly net stil. Tot dit ongemaklik raak. Goed, is julle nou stil? Is julle nou gereed vir die ontmoeting? En vrees van die Here, vrees vir die Here gaan gepaard hiermee. Die Here gaan nie kompeteer met ons nie. Die Here gaan nie kompeteer as ons met onsself besig is nie. Somtyds lei die Here ons in hierdie spasie om te vra, maar Here, hoekom beleef ek nie u teenwoordigheid nie? Here, hoekom beleef ek nie hierdie intimiteit nie? En dan somtyds gee die Here hierdie stilte te besef, hierdie is nie jou maatjie nie. Hierdie is nie jou gelyke nie. Daarom het ons saam gelees uit Jesaja 40 uit, wie kan vir God raadpleeg? Wie kan vir hom raad gee? Wie kan die gees van God pyl? Ons is nie sy gelyke nie. Hy is heilig. En wanneer 'n heilige God ons wil ontmoet, en dis wat die woord sê, God wil ons ontmoet, hy wil 'n verhouding met jou hê. Maar God wil ook jou volle aandag hê. God vra, nader tot my en ek sal nader tot jou. Maar nader tot my, beteken soms, soos daai liedjie vir ons mooi help, bedaar nou en erken ek is God. Bedaar en erken, ek is in beheer. Bedaar en erken, ek is 'n God wat gevrees moet word. Ek is die Almagtige. Ek wil julle herinner aan die teks wat ons gelees het uit Jesaja 6 uit. Die van julle wat dalk vanaand vir die eerste keer aansluit, ons het gelees uit Jesaja 6, toe Jesaja geroep word as profeet. En hy die Here gesien het. Hierdie visioen van God wat net absoluut asemrowend is. En hierdie serafs, dis engele, wat hulle self bedek met 3 stelle vlerke, 2 vir die gesig, 2 vir die lyf en 2 vir die voete. Skus, 2 vir die gesig, 2 met 'n vlieg en 2 vir die voete. En hulle roep uit, heilig, heilig, heilig. Dit is belangrik om op te let, dat wanneer hulle uitroep, heilig, 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 is dit nie 'n verklaring nie. Dit is nie van goed wat ons nou raak sien is, God is heilig, daar's nog God is heilig, en God is heilig, nee. Wat gebeur is 'n spontane reaksie op God se teenwoordigheid. Dis daai reaksie, ons gaan maar terug na die leeu toe. As jy lekker kam by Etosha en in die aand 2 uur het jy 'n noot en jy gaan uit jou tent uit en jy zip daai tent oop en jy sit die flits aan en leeu kyk vir jou, daai spontane reaksie kan jou nie keer nie.
Die spontane reaksie, onwillekeurig in hierdie ontmoeting met God, is heilig, heilig, heilig. Totaal en al anders. Hierdie heilig, heilig, heilig wat hierdie serafs uitroep, is veel meer as ons, veel meer. Is veel meer as 'n okay. As die engele so reageer in God se teenwoordigheid, dat hulle self wil bedek, moet ons die vraag vra, hoe reageer ons? En ons sien dit dikwels raak in die manier hoe ons bid, hoe ons met God kommunikeer. En neem net 'n oomblik om te dink, die groot voorreg wat ons het. Dis eintlik wonderbaarlik, dat ons toegelaat word om met hierdie God te mag kommunikeer. Kan jy jou indink? Toegelaat word. Daar's baie belangrike mense in die wêreld, en jy gaan baie sukkel om tot 'n belangrike persoon deur te kom as jy hulle bel. Persoon wat die foon optel, gaan of vir jou sê jy's laf, of hulle gaan die boodskap vat en dit gaan nooit by hom uitkom nie. Maar God, die Almagtige, die Skepper, laat toe dat sy kinders met hom mag kommunikeer. En hoe bid ons dikwels? Ag Here, seën die kos, baie dankie, amen. Of gou, ons wil gou gaan slaap, ag Here, baie dankie vir die dag, amen. En natuurlik is dan nie fout daarmee, as ons 'n rympie toe ons bid of so nie, is goed dat ons kinders so leer bid, dis mos waar dit begin. Maar hoe lyk ons harte in daai oomblik? Kom dit vanuit 'n hart wat die Here vrees? Ek bid nie net hierso tot 'n vriend van my nie. Ek bid nie net hier tot die Vader nie, tot die goeie herder nie, maar ek bid ook hier tot God, die koning, die skepper, die God wat gevrees moet word, die einste God wat daar op die Sinaï berg verskyn en die berg bewe en daar's rook. Besef ons dit, familie. Ons bid ook tot die God wat Daniël beskryf, wat hom laat bewe, laat neerval amper soos 'n dooie, die vlees kan dit nie absorbeer wat hier gebeur nie. Hierdie God wat aan Paulus verskyn terwyl hy op hierdie reis is na Damaskus, helder oordag kom verblind die teenwoordigheid van God om. Interessant, né? Helder oordag kom verblind die teenwoordigheid van God om. Die son word dof. Die sterre wat ons sien in die aand, as die son opkom, hierdie sterre is mos so helder, as die son opkom, wat doen daai sterre? Vlug hulle vir 'n oomblik en vanaand kom hulle weer terug. Nee, hulle is net nie helder genoeg nie, het word dof. Ons dien 'n God wat selfs die son laat dof word, met sy teenwoordigheid. Maar ons reduseer dit en verklein dit, ons hou nie van daai idee van God nie. Hoekom nie? Want ons wil in beheer wees. En dit alles gaan terug, en ons herhaal nou eintlik maar wat ons mekaar ook gister gesê het, alles gaan terug, alles na daai oorspronklike wortel voor die neus. Terug na die tuin toe. Jy kan ook soos God wees. Jy kan ook ken soos God ken. Jy, fenominale mens. Familie, ons moet versigtig wees dat ons eie trots ons nie verhoed van 'n ontmoeting met God nie. Ons moet versigtig wees dat ons beheptheid met onsself nie in die pad staan om God te kan vrees nie. Ons sê dalk vir mekaar, maar ek is stil. Ek praat nie, maar ek hoor nog steeds nie die Here nie. Maar is ons hart stil? Is ons gedagtes stil? Waarmee is ons besig? Getuig ons lewe dit. Ons vra dikwels in die gemeente en ons vra altyd maar vir ons kindertjies in die kategese klas, as iemand jou sou volg, gaan hulle by Jesus uitkom? Gaan hulle sy teenwoordigheid beleef? John Bevere skryf
En hy vra die vraag, besef ons wie ons adresseer? Besef ons wie ons adresseer? As ons bid, so gebruik maar die beeld, as jy in die deur gaan klop, besef jy aan wie se deur klop jy? As ek vir Kenneth gaan kuier en ek lui sy deurklokkie, hy's my kollega, kom met hom goed oor die weg, dan ek is sommer daar rustig en stap rond en maak sommer oproep en hy maak die deur op en sê hallo en kom sommer binne terwyl ek praat. Maar as ek in die deur gaan klop van oom Norman. Oom Norman is 'n ouer persoon, respek vir hom. Hallo oom Norman, sorg dat ek betyds is daarso. As ek in die deur gaan klop van staatspresident, ek dink jy kan dit doen nie, maar gestel jouself, sou jy dit heel anders doen nie? Sou jy nie mooi dink, ek moet miskien mooi dink, wat wil ek sê? Ek moet mooi dink, hoekom klop ek aan hierdie deur? Besef ons, aan wie se deur klop ons, as ons hande vou, en met ons Vader in die hemel praat. Onthou wat het ons vir mekaar gesê? Natuurlik, sê Jesus, hy noem ons sy vriende. Natuurlik is hy ons Vader wat vir ons lief is. Natuurlik is hy die goeie herder. Maar hy is ook die koning. Hy is ook almagtig. Hy is ook die skepper. Hy is ook die God wat die sterre in sy hande hou. Ons moet leer wat vrees is vir die Here, om 'n intieme verhouding met hom te kan hê. Ons kan nie net een deel van God wil leer ken nie. En tweedens, ons moet leer wat vrees is vir die Here, om ons geestelik gesond te hou, om ons geestelik gelaai te hou, soos hy sonpaneeltjie. Ek wil graag, soos ek begin afsluit, saam met julle lees 'n interessante teks, baie bekende teks, en dis uit Matteus 6 uit. Matteus 6, en ons gaan lees vanaf vers 9. En nou voor ek hom lees, julle kan die vinger daar hou, ek wil net ter agtergrond vir julle die Lukas weergawe lees. Lukas 11, 2-4, julle hoef nie daarop te maak, ek lees vir julle. Lukas 11, 2-4 lees as volg. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Stel jouself dit voor. Moenie te vinnig hieroor lees nie, né? Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van die disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. Familie, ek wil dit beklemtoon, ons is baie geseënd. Ek dink, ek is baie geseënd om in 'n gemeente te wees waar ek 'n kollega het en waar ons oor hierdie goed kan praat en bietjie kan worstel en kan armdruk. Dis goed. Jy sluit mekaar. Ek onthou Kenneth het een keer iets genoem wat my ook diep getref het. Dat as 'n mens kyk wat Jesus gedoen het, sy wonderdade, né? Sy wonderwerke. Blindes laat sien is, lammes laat loop het, siekes gesond gemaak het, brood vermeerder het, water in wyn verander het. Hoe is dit as sy disippels hierdie dinge sien? Al hierdie goeters. En dan sien hulle hoe Jesus besig is om te bid. En die een tik aan die ander een en sê, dit moet ons leer doen. Hier gebeur iets. Hoe is dit? Die antwoord is, want dit is 'n ontmoeting met die lewende God. Daar's iets meer as net woorde. God se magtige teenwoordigheid.
vrees vir God, maar 'n intieme, warm verhouding. In die lig daarvan wil ek graag saam met julle net die eerste gedeelte lees. Julle ken tog die teks so goed van Matteus 6 vanaf vers 9. En dis nou Jesus wat vir hulle leer bid, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is. Ons Vader wat in die hemel is. In daai kort stukkie, net daai eerste gedeelte, ons Vader, wat hoor julle? Jesus begin nie met my Vader wat in die hemel is nie. Nee. Ons Vader. Ons Vader. En hoor julle daai eenheid in gebed? Dis nie net myne nie, dit gaan nie oor my nie. Ons Vader. Ook die Vader van die een met wie ek nie oor die weg kom nie. Ook die Vader met die een wat dit vir my moeilik maak, maar ook die Vader van my broer. Ons Vader. En daai woordjie Vader is nogal 'n interessante een, want ons weet, die slim mense skryf, dat die Jode het nie baie daarvan gehou om na God te verwys as Vader nie. Inteendeel, hulle het nie regtig gedoen nie. Jesus was nogal gesien as revolusionêr om na God te verwys as Vader, en die rede daarvoor is, die Jode het gevoel, dit is te intiem. Dis bietjie te intiem. Jy druk dit nou so bietjie. Want God is almagtig en hy is groot en hy moet gevrees word en hy is die skepper van die hemel en die aarde, onaantastbaar, onverklaarbaar, onverstaanbaar. En ja, God het 'n verhouding met ons en ons moet sy gebooie gehoorsaam, maar Vader, dis bietjie naby. Dit is amper degrading vir God Vader te noem. Hy kan tog nie 'n Vader wees nie. En Jesus leer vir ons Vader. En in die woordjie Vader, wat is daar ingesluit as ons dink aan 'n Vader? Onmiddellik die een wat verantwoordelikheid dra oor my veiligheid, die een wat my beskerm, die een wat my opvoed, die een wat my leer, die een wat my dra, die een wat sê jy is myne, die een wat sê jy is my erfgenaam. Al daai intieme taal is ingesluit in hierdie ene woordjie Vader. Maar direk daarna, en dink nou mooi aan hierdie kieriekie waaroor ons gepraat het, nee, ons kan nie net die een kleur uithaal nie. Direk daarna, wat in die hemel is. God is my Vader, absoluut 100%, maar God is ook 100% anders as 'n aardse Vader. Hy is soveel meer, soveel dieper, soveel groter, soveel magtiger. Soveel groter is my verstaan van 'n Vader, my belewenis van 'n Vader. Hierdie Vader wat in die hemel regeer, oor alles, groot is, magtig is, onaantastbaar is. Hoor julle daai kleure, wat nie geskei kan word van mekaar nie. God se andersheid. John Bevere skryf dat hy in frustrasie gaan sit het een keer en hy sê, maar voel nie, ek hou nie van die woord voel nie, verskoon. Voel, laat my so emosioneel dink, nee. In hom beleef hy nie 'n intieme verhouding met God nie. Hy beleef nie die intimiteit met God nie. Daar's 'n verskil. Emosionele belewenis, praat nie daarvan nie. Dis 'n oomblik en dis verby. Ek praat van daai oortuiging, nee, daai oortuiging van om in 'n verhouding te staan. Hy beleef dit nie. En hy sê hy sukkel in sy kop en hy probeer tekste aanhaal en hy probeer dit en hy probeer dat, maar dit werk nie. En op 'n kol sê vir die Here uit frustrasie uit, Here, ek weet nie hoekom ek U nie beleef nie, nie U voel nie. Nee, daar's net niks. En hy begin dink, hoe het Jesus sy disippels leer bid? Ons Vader wat in die hemel is. En hy begin met daai laaste gedeelte, en hy gee bloot erkenning vir wie hierdie God is. Voordat hy met homself begin praat in gebed. Here, U is God van alles. U is verhewe. U naam is heilig.
Here, dat dit U is wat hierdie sandduine korreltjie vir korreltjie, sandkorreltjie vir korreltjie aan mekaar gesit het. Here, dis U wat hierdie branders van swak opset tot hier toe en nie verder nie afgemeet het. Here, dis U wat hierdie hemel se mates getrek het en gemeet het. En in daai oomblik van bewuswording van wie God is, net sy karaktereienskappe, beleef hy hierdie teenwoordigheid van God, hierdie intimiteit. As ons verder lees, dan lees ons die volgende. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, lees ons nie een keer van ek nie. Ek en my en wat ek wil hê en wat vir my goed is en wat ek begeer nie. Nee. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. As ons vir 'n oomblik daaraan dink, dan sien ons hierdie ding, hierdie gebed is eintlik besig om onsself te stroop. Nie van klomp ander dinge nie, maar van onsself. Nie my naam nie, moenie my naam groot maak nie. Here, laat U naam geheilig word. Nie laat my koninkryk kom nie, my planne, my drome en wat ek eendag wil word en hoe ek my toekoms sien nie, laat U koninkryk kom. Here, wat ek baie graag wil hê is X, Y en Z, nee. Here, laat U wil geskied. Hoor julle daai oorgawe? As jy in die teenwoordigheid staan van 'n koning, verklaar jy nie alles wat jy wil hê nie. Jy maak jou hande oop en jy's diensbaar en vra, koning, wat kan ek vir U doen? Hoe kan ek diensbaar wees vir U? Laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Hierdie aarde is vol van dinge wat nie God se wil is nie. En ons begin by onsself. Dit wat vir ons goed is, dit wat vir ons soos 'n goeie uitkoms lyk. En hierdie gebed vra eintlik 'n oorgawe. Here, moenie net heers oor die hemele nie, want dis vir ons hopeloos te gemaklik. Heers ook oor hierdie aarde. Soos dit in die hemel is. Here, soos dit in U daarso is met die engele en die hemelwesens, daar waar U glorie skyn, doen dit ook hier. Wees ook hier in beheer. Moenie laat daar pole vorm nie. Kom ons maak dit eenvoudig en maklik. Ek dink aan 'n praktiese voorbeeld. In hierdie gemeente tussen hierdie 4 mure is ons so gemaklik om oor die Here te praat. As ons uitstap. Ander storie? By die werk, skool, bietjie anders. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, wees alles in oorgawe. Ek wil U nou 'n tweede keer lei. Jy kan die oë toemaak en gaan weer so 'n paar vrae vra, net om bietjie te dink en 'n introspeksie te doen. Terwyl jou oë toe is, wil ek vra in jou verbeelding,
As jy nou werklik moet sien, en jy dink aan hierdie planete wat om die son draai, draai jou lewe op hierdie stadium rondom God. Is hy daar in die middel? Of probeer ons eerder God om ons eie lewe te draai? Eerlike gesprek, maak jou hart vir die Here oop. In ander woorde, wie is die hoofkarakter van jou lewe? Is dit jouself of is dit werklik God? Een tweede vraag. As ons dink aan hierdie sonpaneeltjie, waar tap jy jou energie vandaan? Wys hierdie sonpaneel van jou, wys dit na God toe? Leef jy in God se teenwoordigheid? Of poog jy om jou energie te tap uit hierdie wêreld uit? En dan die laaste vraag. In hierdie reeks tot en met hierdie punt toe, het ons baie gehoor en baie geleer oor God se karakter, God se aard, God wat gevrees moet word, maar God wat ook spag na 'n intieme verhouding. Wat druk die Gees op jou hart? Wat jou ongemaklik maak? Dalk vra die Gees van jou om te gaan leer wat vrees vir die Here is. Dalk druk die Heilige Gees dit op jou hart, dat jy mooi sal moet dink, wanneer jy weer met die Here praat, oor met wie jy werklik praat. Elkeen van ons het 'n ander vraag, maar wat is die vraag wat God op jou hart druk, tot op hierdie punt toe? Here Jesus, Here, in hierdie tyd is ons ongemaklik, Here, want Here, U woord konfronteer. En Here, ons leef in 'n wêreld wat glad nie ontvanklik is vir U woord en die waarheid nie. En Here, ons is al so beïnvloed. Ons soek net nie maklike weergawe. Ons soek eintlik maar die Here wat 'n spaarband vir ons is, Here. En dit is moeilik, Here, om ons eie lewe neer te lê, om U te dien, om vir U te leef. Here, vanaand vra U vir elkeen van ons dalk iets anders. Dalk vra U vir ons, ken jy my werklik? Vrees jy my werklik? Wil jy werklik tot my nader? Here,
as dit U is wat ons ongemaklik maak, Here, moenie ophou nie. Here, as dit U is wat hierdie vrae in ons harte kom wakker maak, bid dit en pleit ek, Here, moenie ophou nie. Maar maak ons gewillig om te reageer. Vorm ons, Here, maak ons net soos U wil, Here. Ons bid dit in U naam. Amen.